Goeiemôre julle. Wat 'n vreemde jaar 2020. Dit gaan vertel word. Wat 'n vreemde Kersfees 2020. Ek staan vanmôre hier op 'n baie interessante plek. Die Here het vir my gesê ek moet op 'n treinspoor kom staan vanmôre. En 'n treinspoor is 'n baie interessante ding. Dis iets wat absoluut vas is. Jy kan nie hier rigting verander nie. Jy is amper vasgevang om in 'n bepaalde rigting te beweeg. En is amper soos hierdie jaar. Ons is in 'n rigting gestuur en baie van ons wil eintlik nie. Ons kan nie afdraai nie. Ons kan nie omdraai nie. Ons kan nie rigting verander nie. En saam met hierdie omstandighede wat ons het ons dan natuurlik nou nog al die ander dinge, siektes, en ons het werksdruk, finansiële druk. En saam is dit 'n klomp goed wat amper soos hierdie treinspoor op 'n mens kom lê en vir jou sê, this is the way you've got to go. Daar's geen omdraai nie, daar's geen ander rigting nie. Vasgelê. En julle weet die mens hou nie baie daarvan nie. Ek hou nie baie daarvan. En ek ken mense. Mense wil nie so vasgedruk wees in 'n rigting. Maar ek hoop dit gaan 'n wonderlike oggend vir julle wees hier in Kerstyd. En ons gaan bietjie die volgende 2 weke gaan ons gesels oor treinspore. En die absolute druk wat dit in 'n mens kan veroorsaak. So interessant, ek staan ook nou hier by 'n kabel. Ek weet nie wanneer hierdie treine ooit weer in ons land gaan loop nie. So met al die ander druk is daar nog ook die wegdraadruk. Voorwaar 'n tyd om in te leef. Maar weet julle, die Here het vir my gesê ek moet hier kom staan want hierdie absolute drukgang waarin ons is, amper soos 'n treinspoor waar jy regtig nêrens anders kan heen nie, jy moet maar net saam, as jy in opstand kom, dan gebeur daar sommer baie dinge met jou, het 'n effek op hoe mense dink. Dit het 'n baie direkte effek op hoe mense dink en onbewustelik eintlik 'n invloed op elke mens, ek en jy, se persepsie oor God. Is interessant dat as jy artikels lees deesdae en as jy oor kerk lees en as jy oor God lees, dan is daar dis amper asof mense hulle vertroue verloor het. Asof daar baie meer vraagtekens is as wanneer alles regloop. Daar word baie meer vrae gevra en onbewustelik het dit op jou ook 'n invloed. Ek wil nou vir jou sê, my liewe broer en suster, daar waar jy sit vanmôre, omstandighede
2020 het 'n direkte invloed op jou persepsies en op jou denke en op die vrae wat jy vra. En in hierdie hele proses kom plaas ons baie keer vir God amper op 'n treinspoor. Sê God is nou maar in hierdie blikkie en ons is maar op pad iewers heen. Amper asof ons sy krag en sy mag ook kom beperk. 'n Treinspoor is 'n baie beperkende ding. Dit is beperk in dit wat dit kan doen. En ons doen dit met die Almagtige. Veral hier in Kerstyd wil ek met julle daaroor kom praat. Die engele het gesing, Here aan God in die hoogste hemele, vrede op aarde in die mens 'n welbehae. En God het die hemel kom skeur. En hy het na hierdie aarde toe gekom om 'n invloed te kom uitoefen. Dis amper asof 2020 baie keer die vermoë het om hierdie wonder van God te kom uitdoof. Want mense raak so verstrengel en so vasgevang in persepsies en in druk, dat hulle amper nie meer weier kan dink nie. Hulle denke oor God is 'n spoor. Boeties en sissies, ek wil vir julle vanmôre, ek wil hê julle moet eintlik my hand kom vat. En ek wil hê julle moet dat hierdie Kersfees julle denke weer kom uit die spoor uitbreek oor ons hemelse Vader. En ek wil vir julle 'n gedeelte lees in Efesiërs 3. Luister 'n bietjie wat staan hier in Efesiërs 3, vers 20 en vers 21. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe. Deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Niks kan die mag van God beperk nie. Net jou denke, net jou optrede, net die rigting waarin jy beweeg. En ons as gelowiges word partykeer so meegesleer. En in hierdie 2020 Kersfees moet ons eintlik as gevolg van die druk, moet daar nog meer lig uit ons uitkom. Moet ons sê, maar ons behoort aan Christus. En aan hom is alle mag gegee. Net so versie of wat terug in Efesiërs 1, skryf Paulus. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo alle bose magte en enige ander vorm van gesag waarvan daar sprake mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, bo hom alles verhef en hom aangestel as hoof van my en jou, as hoof van hierdie wêreld, as hoof van alles. En ek wil hê 2020 se Kersfees moet jy uit daai blik waarin jy partykeer ingedruk word, die groef waarin jy gedruk word, in jou denke oor God, dat ons kom uitbreek, en ons sal kom besef, God skeur die hemel oop. God, die Almagtige, is in beheer van hierdie wêreld, ook in beheer van jou lewe. En dat 2020 se Kersfees juis as gevolg van die druk, nie 'n Kersfees gaan wees waarin ons wegkruip en bang is nie, maar in ons vir die wêreld gaan sê, maar ons Here is die heerser van die heelal. Vat dit vanmôre, trek dit diep binne in jou hart en laat dit jou denke rig, dat dit jou optrede rig, dat dit jou gemoedstoestand kom bepaal. Moenie dat dit onbewustelik jy beïnvloed word om op die ou ende minder te sien nie. Hy is in beheer van hierdie wêreld. Niks kan die almag van God minder maak nie. Niks kan God se gesag oor enige iets wat gebeur kom wegvat nie. Paulus skryf dit.
En dit is so. Hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Daardie Jesus wat ons herdenk, wat 'n mens kom word het en onder my en jou kom woon het, is nou die regeerder. Alle gesag is aan hom onderwerp. Is dit nie wonderlik nie? Moenie laat jy soos 'n treinspoor in jou denke raak oor ons God nie. Hy hou die heelal in sy hand. Hy hou jou in sy hand. COVID-19 en al die wette en regulasies en dinge wat uitgedink word, is onderworpe aan sy gesag. Jou koning, my koning. Dink vars, dink niet. Laat hierdie Kersfees juis vir jou 'n tyd wees waarin jy saam met jou gesin anders gaan dink oor die almag van God. En dat God enige iets kan bestry, moegheid, siekte, COVID. Ek het hier 'n paar goed neergeskryf. Ons moet hom nie beperk nie. Al leef ons in 'n wêreld waarin daar baie beperkende reëls is, kan God nooit beperk nie. Ons moenie sy krag afskaal en verminder en dink hy's nie in staat tot enige iets nie. Hy's in staat tot enige iets. Lees bietjie hier. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Moenie in jou gebede of in jou denke hom kom beperk nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak wat geleerde mense skryf en wat hulle praat en wat op die internet geplaas word, baie keer deur leraars en selfopgelegde profete, selfs deur kerkmense, word daar 'n beperkende invloed uitgeoefen op die almag van God. Bevry jouself daarvan. Lees hierdie gedeelte weer. En sê vir jouself, my Here, word nie deur mense woorde, deur boeke, deur pers, media, deur gesprekke, deur geleerde mense, kan nie God beperk nie. Sal God nie beperk nie. Hierdie wêreld behoort aan hom. In die jaar 0 het die engele gesing, ere aan hierdie God. Aan hom behoort alles. In die jaar 2020 sing hulle nog steeds, ere aan God, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En as jy saam met jou kindertjies of jou gesin hier in Kerstyd dink aan God met al die blink en die mooi en die boom en die geskenke, dan weet ons, niks kan sy krag beperk. Niks. Moenie van God 'n treinspoor God maak nie. Maak van God 'n heelal God. Dit was so lekker vandag om saam met julle om die woord te kuier. Ek verlang so na julle. Die kerk gaan nou weer vir 'n ruk toegemaak word. En dan dink ek, Here, beperk hulle hier nie. Dan sê die Here, niemand kan my beperk nie. Niemand nie. Nie COVID nie, geen regulasie nie. Ek bly in mense se harte. Ek woon in hulle huise. Ek is oral by hulle. Ontvang die seën van die Here. My kind, my kind. Niemand kan my beperk nie. Niemand nie. Kom haal daai demper van jou kop af, van jou denke af en van jou gebede af. Ek is in staat tot enige iets. Amen. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood
wholeheartedly, my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, and the sinner saved. The work of your power. God, You're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am cold, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am cold, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. God, you're so good. God, you're so good. God,